Goeiedag, en welkom by die eerste episode van Stoffie's Kitchen. Vandag gaan ons leer hoe om koeksisters te maak. Nou, koeksisters kom oorspronklik van Holland af, wat het van Europa af hiernatoe gebring het. In 1652, hulle het in die Kaap aangebring, en van daar af het ons dit gevat en dit iets regtig Suid-Afrikaans gemaak. Ons het die goed bygevoeg soos die vlegsel en ander speserye en ander goed. Het regtig unieke Suid-Afrikaanse gereg gemaak. In hierdie video gaan julle leer hoe om 'n koeksister te maak saam met my. So, die eerste stap gaan wees om jou stoof warm te maak. Sit hom aan teen 'n lae temperatuur, medium temperatuur, vir so 5 minute. Dan, na so 5 minute, dan sit jy jou pot op en sit jou water in 250 ml. Dan sit jou suiker by. En roer dit totdat dit opgelos is. Nou wanneer hy begin kook, dan stel jy 'n klokkie of wag maar net vir so 8 minute. En dan na daai 8 minute, dan gaan jy suurlemoensap nou dis ek het sommer 'n hele suurlemoen hierin. Party mense sit minder in, party mense sit meer in. En 5 ml vanilla essence. Dan gaan ek dit bygooi na so 7 tot 8 minute. Reg, onthou om nou en dan so te roer. Jy kan hom eintlik maar los, maar ek hou daarvan om nou en dan net te roer, net om seker te maak dat niks verkeerd gaan nie. Maar hou aan om te wag vir die 7 tot 8 minute om verby te gaan. Reg, nou, nadat die tyd verby is, nou gooi jy jou suurlemoensap by. Sien sommer onmiddellik 'n reaksie met dit. En jou vanilla essence. Nou is dit nie meer lank nie. Nou roer jy hom net so vir so 'n kort rukkie. Nie baie lank nie. En dan gaan jy dit in 'n bak gooi wat temperatuur kan hanteer. Maak seker dis nie iets wat gaan kraak of breek nie, want jy gaan hom na die tyd in die yskas sit. Ek verkies die vrieskas, want ons wil hom yskoud hê vir wanneer ons die koeksister in hom gaan sit. Reg. Nou giet ons hom in die bak in. En maak seker jy mors niks. Nou, om die deeg te maak van die koeksisters. Eerste sit ons meel by. Nou die meel is hy het klaar die bakpoeier binne. So dis 'n self-rising, soos hulle in Engels sal sê, flour. Nou, so jy sit hier 200 gram van dit in. Dis nou 200 gram meel. En dan saam met dit 20 gram botter. Nie soveel botter. 20 gram botter. En dan meng jy dit. Meng dit, je kan het met je hand doen of met een lepel.
Ek sal so met die hand begin. En dan sit jy 'n knypie sout by, sommer net so 'n knypie. Meng hom mooi. En jy kan 'n lepel gebruik of 'n hand. Ek gebruik my hande want dis wat ek verkies. Nadat jy jou 200 gram meel, jou 20 gram botter en jou knippie sout bygegooi het, dan meng jy hom totdat hy omtrent so lyk. Hy voel dalk nie aanvanklik anders nie, maar jy sal sien, hy het so 'n klein bietjie van kleur verander. En hy het 'n bietjie meer soos krummelerig geraak. Nou op die punt gaan jy melk bysit. Dis nou 150 ml melk. So ek gaan nou helfte van die bysit. En dan meng jy hom in. Reg. Nou volgens die resep is die melk, behoort die melk genoeg te wees, maar in die geval is die melk te veel. So soos jy kan sien die meel nou is baie plakkerig. En dit moet nie so wees nie, want ons wil dit uitrol en die koeksisters maak. So ons gaan nou geleidelik 'n bietjie meel bysit. En dan meng tot die tekstuur verander na iets nader aan wat ons soek. Ons soek nie hy moet plakkerig wees nie, ons soek ook nie dat hy, jy weet, regtig styf raak nie, maar ons soek hom net dat hy so maklik hanteerbaar kan wees. En hy moet nie plakkerig wees nie. En dan meng jy hom tot hy soos lekker raak soos dan. As hy hou van jou en hy wil nie los nie, dan moet jy nog meel bysit. Maar jy kan so losskrap in die bak en maak seker jy mors nie die meel nie, want dis enigiets wat jy nou mors is iets wat jy kon geëet het. Nou, kry al die meel. Kan hom soos 'n bolprestiek gebruik en die wat so vast sit afval. Sit dit alles daar. Nou, hou man hom so te meel, te meng. Meng. Maak seker hy is net reg. Reg, nou wanneer die deeg so mooi is soos nou, sien hy klou nie meer in my vas nie. Dus dis hoe jy hom soek. Sien? Dis hoe jy hom soek. Nou vat jy 'n meel of 'n meelstrooier, as jy geseënd is om so iets te hê. En dan versprei jy jou meel daar waar jy die deeg gaan uitrol. Maak seker dat jy hom mooi dek, die area wat jy dit gaan doen. Vat jy net jou meel, sit hom in die middel, deeg al te sê, dan vat jy 'n roller, jy kan 'n bottel ook vat as jy nie 'n roller het nie, vat net iets ronds en glad soos dit, en dan begin jy om werk. En dan rol jy weg, en so, al die dele wat dikker is as die res mooi uitrol. Werk om
kom mooi. Ons gaan hom nou in strips sny, so ons wil seker maak dat ons krem so evenredig as moontlik. So, lyk goed. Nou vat jy 'n tool, net nie iets skerps nie, wil nie jou tafel beskadig nie, maar iets soos die, en dan gaan jy begin deur om die rand eers bietjie gelyk te maak. Jy wil hom so reguit as moontlik hê. Dan begin ons deur om evenredige strippe te sny. Relatiewlik gesproke. Ons sny hom as goed as wat ons kan. Jy kan ook 'n liniaal gebruik as jy regtig voel jy moet dit doen. Ja, nou wanneer jy al nou allemaal opgesny het in strippe, dan vat jy jou tool en jy begin net hulle in segmente verdeel. Net daar druk nie. En dan gaan jy hulle allemaal so opdeel. En dan sal ek jou nou wys wat ons doen met hulle. Reg, en dan sny hulle omdat hulle so lyk. Nou, ons gaan hulle nou vleg. Dit wat nie ongemaak geword het in 'n koeksisters in nie. En in 'n balletjie rol, dan kan jy hom weer uitrol en nog sny en so aanhou totdat jy al die deeg opgebruik het, en as al 'n bietjie oorbly, dan kan jy dit in 'n balletjie maak, en soos die balletjie ook sommer net in die olie gooi, en eet jy hom sommer net so. Reg, en dan wanneer jy nou allemaal gesny het, dan vleg jy hulle, soos wat jy hare sal vleg. So. Dan eindig jy hom af, jy hom net so die plat te druk, net nie te oordoen nie. En jy moet die vorm hou. So iets. Hy gaan 'n bietjie uitwys, soos wat hy gaar word. Nou wanneer jy dit alles gevleg het, dan sit jy hulle net in 'n pan. Jy kan het seker in 'n bak ook sit as jy wil, maar seker beter as hulle nie mekaar te veel meng nie, dat hulle, jy weet, wanneer hulle gaar maak, dat hulle vorm mooi hou. Reg, nou, jy kry vir jou 'n pot, ons gaan die olie hier ingooi, gebruik sonneblomolie. Moenie worry nie, enige olie wat jy nie gebruik nie, kan jy terug sit in die bottel nadat dit afgekoel het. Wanneer ons die koeksisters uit die stroop uithaal, dan gaan ons hulle hier opsit, dat hulle kan droog word. Ek wil net so, jy weet, voordat jy hulle op 'n bord sit. Hier het ons stroop in 'n bak. Nou ek sit hierdie bak met die stroop in 'n ander bak, sodat as ek ys wil bysit om hom kouer te maak, dan kan ek dit ook doen. Dan kan ek die ys onderin sit en die bak met die stroop in binne die ys sit om dit koud te hou. Nou, dis nie noodwendig nodig om die stroop so koud te maak nie. In die geval gaan ek dit so doen.
Ek sal dalk net vir die oomblik die ander bak wegvat en dan die bak naby hou vir wanneer ek dit nodig het. Nou my stroop het 'n bietjie baie dik geword. Ek weet nie of dit altyd so gaan met die stroop nie, maar in die geval het hy redelik dik geraak. Maar dit sal nie 'n probleem wees nie. En ons sal sien hoe dit uitdraai. Reg. Nou sit jou plaat aan. Ek sit hom so 4 en dan wag ons dat hy net so 'n bietjie warm word. Dan seker nie so lank vat nie. As jy 'n stukkie deeg het wat soos nie groot genoeg was om 'n koeksuster mee te maak nie, dan kan jy hom gebruik om te toets of dit gereed is. Reg. So, nou die olie reg is. Nou vat ons 'n koeksuster. Jy kan hom aanvanklik net so met jou hand vat. Sit hom in die olie. Soos jy kan sien, as jy nou besig om gaar te word daar. Dan gaan hulle almal nou insit. Net vir jou eers wys hoe hy moet lyk. En die koeksusters gaan 'n bietjie anders lyk as wat jy aan gewoond is dalk, want dit is nou my eerste keer om dit te maak. Dan draai hom so om so 'n bietjie nou en dan. Hy moet so 'n goue bruin wees. Nou, wanneer hy nou reg is, drup van die olie af, sit hom in die stroop. Nou vat jy iets anders, en jy wil nie die stroop meng met jou, nee, probeer nie die stroop te meng met die olie in die pot nie. Laat hom so 'n bietjie lê daar. Dan haal jy hom uit. En dan sit jy hom op die draadrak. Ek wil nou nie te veel op een slag gaan sit nie, want jy wil hulle nie te gaar maak nie. Draai hulle om. Maak seker jy draai hulle om. Sit hulle in jou stroop. Maak seker jy draai hulle om. Dat hulle goed in die stroop lê. Nou as die stroop dunner was, sou dit beter gewees het. Dit is ongelukkig 'n bietjie dik. Dit is nie soos wat ek die stroop gesoek het nie, maar dit sal seker oukei wees as hy die keer so is. Reg. Nou die koeksusters moet so lyk wanneer hulle klaar is. So kom ons kyk hoe proe dit. Eintlik die stroop het ingetrek soos wat hy behoort te doen. Maar hy is baie lekker crispy. Ek dink die stroop was 'n bietjie te dik. Ek sou die stroop dunner gemaak het.
Ek dink volgende keer sal ek die stroop dalk nie in die yskas sit nie, of in die vrieskas nie. Dat dit dinner kan wees. Want dinnerstroop so definitief, ek dink 'n beter resultaat opgelewer as die. Anders as dit, het die koeksuster redelijk goed uitgedraai. Hy is crunchy, as ek nou daai woord kan gebruik. Die stroop wat op hom is nie te soet of te min soet nie, en is net reg in my opinie. Maar nou ja, sê vir my wat julle dink van hierdie koeksusters. Dink julle daar's iets wat ek beter kon gedoen het? Sê gerus in die comments as julle raad het vir wat ek beter kan doen, en of julle daarvan gehou het, of dit maklik was om saam te volg, en onthou om te like en te subscribe. Dankie baie.